Daar is volmaakte eenheid in die hemel, die Vader, Seun en Heilige Gees. En dit is slegs wanneer ons in Christus geplant is, waar daardie volmaakte eenheid kan begin. Ongelukkig lewe ons in 'n sondige wêreld en dit is so maklik om te disconnect. Nou in die era waar dit tegnologies is die maklikste ooit geraak het om te connect, vind ons onsself seker die mees geïsoleerd ooit. Ons het slimfone, GPS, Google Maps, WhatsApp, en tog voel ons so ver van mekaar af. Tegnologie sê ons is gekonnekteer, ons is connected, maar in ons emosies voel ons baie ver van mekaar af. Nou, en deur so te lewe raak die lewe al hoe makliker en beter vir ons en ervaar ons die beste lewe nou, mos weet dis nie die waarheid nie. Nou, ek het die voorreg gehad, vanoggend so 'n bietjie uit my eie lewe te praat, moes ek nou dit al voor die tyd gedoen het. Toe Maniel, ek sal volgende keer beter wees. Nou, ek het vanoggend vir julle een van my versameling saamgebring. Ek het nou die voorreg gehad om al 7 keer in my lewe my skoueruit potjie te gehad het. So hierdie is een van my medaljes. En so dit is nie 'n jaggeweer se band hierdie nie, ongelukkig nie. Ek moet sê, ek is baie teleurgesteld, Robert, ons sou volgende naweek gaan jag het. Maar nou gaan ons nie meer jag hê. So, as iemand vir ons wil nooi vir 'n jag, is dit nou die tyd. 4 keer wat ek my skoueruit potjie gehad het, kan ek regtig sê, was dit my skuld. Die eerste keer was ek toe ek matriek was, ek het 'n ou van Paulroos getip tackle, is illegal. Anyway, toe gaan my skoueruit potjie uit. En die tweede keer, ook in matriek, baie goed gebeur in matriek, het ek in Girls High se swembad in gaan duik op uitstapdag. Ek mag dit ook nie gedoen het nie. En die derde keer wou ek my hond slaan om 'n rede. As jy by die huis kom en hy het ge1 en ge2 en hy mag nie dit gedoen het. In my geval, toe my hond was op daai stadium jonk en hy step op daai stadium beter as Cheslin Colby. So een van hierdie moves toe gaan my potjie, my arm ook uit potjie uit. En die 4de keer het ek een van my kinders na sy haar ma se stoel geskop het vir 4 ure lank. Het ek een van hierdie moves gedoen. Ek weet, julle ouers weet glad nie waarvan ek praat nie. En dit is eintlik 'n baie snaakse lang storie wat ek julle nou nie gaan vertel vandag nie, maar as julle die verdere detail van daai wil hoor, kom ons gaan drink koffie. En 3 keer was dit regtig nie my skuld nie. By my dogtertjie se geboorte val my Bybeltjie van die kant af en ek probeer dit vang en daar's my skoueruit potjie. Gelukkig op daai stadium toe ruk ek hom terug want ek sê ek kan nie nou saam my vrou in die operasiesaal ingaan met 'n skoueruit potjie nie, dan sal ons albei, dis net 'n embarrassing. En dan 'n ander keer wat ek nogal embarrassing was laas jaar aan die einde van die jaar in my slaap het my skoueruit potjie gegaan. My vrou het baie gepaniek. Sy sê, "Wat moet ek doen?" Toe sê ek weet nie. En toe die laaste keer was toe ek hierdie jaar saam met my seun rugbybal geskop het en hy het 'n grabber geskop en ek die bal kom verby en ek wil hom vang en toe daar op die TV-veld toe sit ek met my skouers oor my hande en toe is daar 'n klomp ouens wat besig is om tasties te speel, onder andere een van die dokters van die dorp, maar kyk toe se kom te trots om hom te roep. En ek moet sê om 'n skouer uit potjie te hê is nogal ongemaklik, kan eerlik vir julle sê. Dit is so ongemaklik dat mens heeltemal die normale funksie van hierdie arm verloor op daai stadium. Nou 5 keer kan ek sê wat my skouer uit potjie was.
En soos ek het vandag sien, het dit op 'n wonderbaarlike manier teruggegaan. 2 keer was dit nie so wonderbaarlik nie. En moes ek eers by ongevalle 'n draai gaan maak, en op 'n baie amusante prosedure weer my skouer en pootjie kry. So, die eerste keer wat ek by ongevalle was, die dokters, nou terwyl ek aankom, sê ek vir hulle, hoorie, my skouer is uit pootjie, en hulle sê vir my, hoorie, maar ons wil net seker maak. Dus sê ek vir hulle, hoorie, maar ek is al 'n veteraan in hierdie storie, so ek weet hy is, maar hulle wil nog steeds seker gemaak het, gaan kry ekstrale. Ek dink julle het heeltemal geweet wat hulle doen nie, want die gevolg is, okay, ons gaan dit nou op hierdie manier terugkry, ons gaan trap en trek en ruk en dan hoop. En ek kan vir julle sê, dit het nie gewerk nie. En toe moet hulle my eers spuit, en toe relax ek, en toe gaan hy terug. So, het was seer. Ek kan vir julle sê, toe my skouer op daai stadium uit pootjie was, my arm was in rebellie, en hy wou nie terugkeer na sy regmatige posisie nie. Die tweede keer, hierdie jaar wat hy pootjie was gelukkig hier in die Parel, die ander keer was dit nie in die Parel nie, en toe ek al instap, toe kon die dokters vir my sê, classic dislocation, en ek was so dankbaar vir dit, en hulle het vinnig geweet wat om te doen, om het reg te kry. Ek het ongelukkig geleer uit my ervaring uit, dat as my skouer nie binne 5 minute terugkeer na sy posisie nie, die res van my liggaam begin rebelleer, en dat dit onmoontlik raak om terug te keer sonder hulp. Die kere wat ek ongevalle toe moes gaan, was my skouer vir oor die 2 ure uit pootjie. En ek kan vir julle sê, is nie lekker nie. Dis seer. Dis ongemaklik, dit voel onnatuurlik. Ek het geen gebruik van daai deel van my liggaam nie. Ek moet my ander arm gebruik om dit regop te hou. Ek moet sê, as jy in die Parel ry, so hoofstraat en so straat ry en jou skouer is uit pootjie, dan kom jy agter hoe gekrok ons paaie eintlik is, en hoe oud die paaie dalk is liewers. En ek moet sê, tot 'n groot mate is dit hoe die liggaam van Christus baie keer lyk as ons seer kry. Ons is disconnected van mekaar as gevolg van ons seer. En as gevolg van ons seer is ons ook disconnected van Jesus. Ons is uit posisie en eintlik is ons buite werking. Ons het seer gekry in die wêreld deur ander mense wat ons seer gemaak het. En is gedeeltelik die rede hoekom ons sukkel om met mekaar te connect. Ons is gemaak om te connect, julle. Ons is gemaak vir verhouding. Maar ons weet ook, daar is gelukkige antwoord op hierdie probleem. En hierdie antwoord is gevolglik, wat is die doel van die kerk? Hoekom is die kerk daar? Die kerk is, ons nooi stikkende mense uit die wêreld na die kerk toe. Hulle ontmoet vir Jesus en raak deel van sy liggaam. So eenvoudig soos dit. Daai leegheid, daai disconnection en isolasie wat ons in die wêreld ervaar, kom vul hy. En hy maak ons deel van God se plan. Ons neem ons posisie in Christus in, en hy maak ons gesond, en hy maak ons deel van sy koninkryk, waar hy vir ons goeie werke alreeds voorberei het. Is so eenvoudig soos dit. Nou, in Efesiërs 4 vers 12 staan, hoekom is die kerk daar? Dis om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. Nou daai woordjie toe te rus is die Griekse woord katatismos, to equip. En dit beteken om voor te berei, toe te rus of te vervolmaak. Dit dui op die proses
om iets van 'n toestand van onvoldoende funksionering na 'n toestand van behoorlike werking te belyn. Dit word dikwels in die konteks van geestelike groei en bediening gebruik. En beklemtoon die noodsaaklikheid dat individue en die kerk toegerus en gereed moet wees vir dienswerk. So wat doen ons in die kerk? Ons identifiseer dat mense seer het. En ons rus hulle toe, ons stel hulle voor aan Jesus, sodat hulle genesing kan kry. Maar baie keer mis ons dit, baie keer is ons soos daai eerste dokter by wie ek gekom het. Ons is nie gereed vir die mense wat by ons aankom nie, want op daai stadium was hulle proses dalk verkeerd, of hulle was dalk nie toegerus nie, of hulle was op daai stadium nie lus, hulle het nie baie tyd met die Here spandeer nie, of hulle het nie met die Gees gevul nie. Waar die tweede proses is, waar ons juis gereed is, waar ons juis gevul is, en ons presies weet wat om te doen. Jesus seer, hier is hoe ons dit adresseer. Nou 'n ander betekenis van katekismos is om te spalk, of soos in my geval, vir dit 'n sling aan te sit, totdat dit wat stikkend is, gesond kan raak. Nou, vanoggend toe ek nou in die worship is, toe dink ek, as iemand nou 'n sling het, of as iemand nou 'n kruk het, of 'n arm, dis eintlik maklik om te sien, daar's 'n fout, want dis uiterlik. Maar meeste van ons probleme wat ons het is innerlik. Dit is moeiliker om raak te sien, om moeiliker om te beoordeel, maar wat is nou regtig fout? En het mens eintlik 'n fyn aanvoeling nodig om dit raak te sien. Maar sodra ons in hierdie plek kom waar Jesus ons toegerus het, dan is dit belangrik dat ons moet besef, dan ons gereed is, dat Jesus ons kan gebruik. Nou in Johannes 15, ek love Johannes 15, sê Jesus in vers 4, julle moet in my bly, en ek in julle. 'n Loot kan nie in sy eie vrugte dra, as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie, as julle nie in my bly nie. Jesus sê, ek is die wingerdstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. So Jesus beklemtoon eintlik maar vir ons hier, dat ons moet in hom bly. Ons moet nie disconnected van hom raak nie. Want wanneer laat die lewe moeilik? As ons ver van die Here af voel, dan voel alles te erg, dan voel ons, maar die lewe val uit mekaar uit. Maar ek glo ook, dis God wat dit toelaat, dat ons afhanklik van hom sal bly. Dat ons nie dink, maar ons het arrive nie, ons kan hierdie dinge op ons eie doen nie. Hy wil hê, dat ons afhanklik van hom bly. In vers 7 sê, as julle in my bly, en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry. My Vader word juis daardeur verheerlik, dat julle baie vrugte dra, en my disippels is. Dis onmoontlik julle om sonder Jesus vrug te dra. Ons kan dit nie doen nie. Ons moet in hom bly. Julle het nou vanoggend gepraat van julle, die Here het julle 'n jaar vrygemaak, en prys die Here daarvoor. Toe ek nou gedink, 19 jaar terug, en die Here my vrygemaak van dit. En baie van ons het getuienisse waar die Here ons kom vry maak. Maar die belangrike ding is dan om vry te bly. En die enigste manier wat ons vry bly is, bly in Jesus en bly saam met ander mense wat ook vir Jesus dien. Partykeer het ons mekaar nodig om hy plek te kom, om mekaar te ondersteun, om mekaar se laste te dra. En om spreekwoordelike sling te dra, soos ek genoem het. Totdat ons dit weer verander kan doen.
Jesus dra ons laste, sodat ons dit weer vir ander kan gaan doen. Sodat ons weer ander kan help. Die moeilike ding is, ek kyk hierdie week, ek het vir Meld se video aangestuur van hoe dit lyk as hulle jou skouer so terugsit in potjie. En die amazing ding is, elke keer as jy sien dat daai verligting kom, is asof daai persoon wat nou sy skouer uit potjie was, net so leun op daai persoon wat hom gehelp het, van verligting, van dankbaarheid, dat jy hom gehelp het. En dit is hoe God elkeen van ons wil gebruik. Neil het volgende ding gesê wat so waar is, toe ons gebid het saam. Daar's iemand hier binne wat julle ken, wat net julle ken, wat nie vanoggend hier is nie, wat jou nodig het, dat jy vir hulle bid en uitreik en nooi, sodat hulle dalk op daai stadium op jou kan leun, by wie ons nie almal kan uitkom nie. Want as die Bybel sê, ons is die liggaam van Christus, dan het ons almal mekaar nodig. Nie net die mense wat dalk hier voor staan, of die mense wat klein groepe lei nie, ons het almal nodig. In 1 Korintiërs 12, vers 13 en 14, skryf Paulus, nou omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een gees gedoop, of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry, ons is almal van die een gees deurdrenk. Die liggaam bestaan ook nie net uit een lid nie, maar uit baie. Julle is die liggaam van Christus, en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. Vers 13, ek wil net weer beklemtoon, ons almal van die een gees deurdrenk. Nou ons is saam die liggaam van Christus, en ons kan nie op ons eie funksioneer nie, ons het mekaar nodig. Ons moet interafhanklik van mekaar leef, en nie op ons eie nie. Ons dink baie keer, ons kan op ons eie aangaan, en ons het nie mense nodig nie. I'm a self-made man. Ek weet, ek het hierdie besigheid van my het ek opgebou van die been af. Alles wat ek het ek uit my eie uitgedoen. Maar dan dink ek aan die woorde van die liedjie van Koos Du Plessis wat sê, alles wat ek is net genade. En dit is maar net genade, en as jy dit nog nie besef nie, dan gaan jy dit een of ander tyd besef. Dit is maar net genade wat ons het. Maar ons is gemaak vir verhouding. God het dit so goed gedink. Toe hy vir Adam gemaak het, het hy agtergekom, dis nie goed vir Adam om alleen te maak nie. Hy het 'n Eva nodig. En almal van ons is nie gemaak om alleen te wees nie. Almal van ons is gemaak vir verhouding, op verskillende maniere, of dit in 'n huwelik is, of dit 'n vriendskaplike verhouding is, of dit vriendinne is. Ons het verhoudings nodig in ons lewe. Ons kan nie daarsonder nie. Ons het mense in ons lewe nodig. My lewe het verander 19 jaar terug. Ek sien jou, Christie, hoor. 19 jaar terug in Every Nation Stellenbosch. Ek en my meisie daai stadium en my broer was daar in die kerk. En met die oortuiging van die Heilige Gees het elkeen van ons toe tot wedergeboorte gekom. Maar die ding wat my lewe verander het, was nie net die besluit wat ek gemaak het nie. Die groot ding was, ewe skielik, moes ek begin tyd spandeer het met ander ouens, wat lief was vir die Here. Hulle het my daar in 'n selgroep ingedruk. Ek het nie lekker verstaan waar dit gaan nie. Maar alwaar ons gepraat het, was net heeltyd die Here, en wat die Here gedoen het, en ons het vergader om die woord, en ek is gechallenged oor sekere waarheid wat in die woord staan, om gedoop te word, die dooping van die Heilige Gees, alles wat 'n mens in fondasieklasse 10-1 leer, Neil.
En dit was op die einde van die dag wat my lewe verander het. En ek dink, as ek geïsoleerd gebly het, sou die Here nie al die werk in my lewe kon doen wat hy gedoen het nie. En vandag nog, julle, het ek manne in my lewe nodig om my accountable te hou. Ek het 'n Neil nodig en Meld wat my op my tone hou en Henny en almal wat ek hier binne ken, my broer, veral my pa, wat my op my tone hou. Maar dit is goed vir my, want ek weet, ons is nie gemaak om alleen te loop nie. Nou, op Pinksteroggend, ja, dit was die oggend, 2000 jaar terug, was die disippels saam in die boefretrek al vir 10 dae. Hulle het gewag en gewag en gewag. Nie iets wat ons besonders goed is mee vandag nie. Maar ek het ook 'n bietjie daaraan dink, is hierdie disippels was 10-1 nie nuwe gelowiges nie. Hulle was al 'n tydjie saam met Jesus. Hulle het al 3 jaar lank saam met Jesus geloop. Nou 3 jaar voor dit het 'n klomp individuele liggaamsdele gereageer op die stem van Jesus toe hy gesê het, volg my en ek sal julle vissers van mense maak. Hulle het hom gevolg en hoe meer tyd hy met hulle spandeer het, hoe meer het hy soos hulle geraak. Het hulle soos hy geraak, hopelik. Hoe meer tyd ons met Jesus spandeer, hoe meer tyd ons met mense wat lief is vir Jesus spandeer, hoe meer gaan ons soos hulle raak. Dit is 'n feit, soos 'n koei. Maar daar het nog iets gekort. So die disippels het alles gedoen wat hulle kon. En vleeslik, in ons menslike krag, kan ons sekere besluite neem. Ons kan besluit ons wil die Here dien. Ons kan besluit ons wil kerk toe gaan. Ons kan besluit ons wil deel raak van 'n klein groep. Maar daar sal altyd iets kort. En in Lukas 24 vers 49 sê Jesus, en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Hulle was nog nie, soos 1 Korintiërs 12 vers 13 sê, deurdrenk deur die Gees nie. Die Gees het nog nie op hulle gekom nie, en daarom was hulle nog nie gereed nie. Hulle het nog nie die krag van bo ontvang nie, en hulle kon nog nie, en was nog nie gereed om uit te gaan as getuies nie. Nou gelukkig weet ons vandag, dat die Heilige Gees het klaargekom. Die Gees van God is uitgestort oor alle mense. En dit is op die einde van die dag, hy wat ons kom toerus om hierdie werke te doen wat God wil hê ons moet doen. Dis hy wat ons dring om in verhouding te kom. Dis hy wat ons dring om kerk toe te gaan, om te aanbid, om 'n lewe van worship te lewe. Dis hy wat ons dring. En dis hoekom as wanneer Jesus sê, moenie die Heilige Gees bedroef nie. Moenie jou hart verhard wanneer jy praat, is daar 'n rede hoekom hy dit sê. Want die Heilige Gees gaan meeste van die tyd so, as ons hart verhard. En hy doen dit heeltyd. Waar doen hy dit? In jou huwelik. Jy het nou weer kwaad geraak, of jy het 'n baie goeie punt, dat jou vrou hierdie keer vir jou moet jammer sê. Ek het nog nooit weggekom met daai ene nie. Hierdie keer gaan sy jammer sê. Of, daai ou het my offend alweer, kyk nou weer. Of die ou in die kerk het vergeet om my naam te sê, of ek is oorgesien. Ons almal het al, waar mense ons dalk offended,
of teleurgestel het, of misgekyk het. En, maar wat doen ons daarmee? Wat doen ons daarmee? Hou ons aan om ons harte vir hart, of ons spreek ons vry? Want ek kan vir julle sê, in my eie lewe, het die Here al vir my gesê, die enigste rede hoekom jy baie keer voel, dat mense nie vir jou erkenning wil gee nie, of dat mense jou nie hoor nie, of dat mense nie doen wat jy sê nie, is jou eie pride. Want dit gaan oor jou. Julle, het is vir my moeilik om op daai punt te kom. Ek, pride. But it's the original sin. Hoogmoed. En ons almal moet net vir God vra, Here, help ons om hierdie dinge vir ons uit te wys. Want julle, God wil hê dat ons 'n weermag moet wees. God wil hê dat ons moet opstaan en in eenheid as die liggaam van Christus wandel. En die enigste manier hoe ons dit kan regkry, is as ons lewe neerlê. Ons eie ambisies, ons eie trots en voorkeure, en inslaat in daai liggaamsdeel wat God wil hê jy moet wees. Want ek sê nou vir jou, as jy op daai plek kom, wat jy sê, Here, ek is nou maar die klein twinkie, hy is nou maar onder die skoen, maar ek is okay daarmee, dan gaan jy die gelukkigste mens op hierdie aarde binne jou skepingsdoel wees. You will be happy, want jy weet, dit is waar God my geplaas het. En God wil ons almal gebruik. Julle het al gesien hoe lyk dit as iemand die 'n klein twinkie mee hardloop het. Jy's van balans af. Dis 'n belangrike funksie. Dit lyk dalk nie glamorous nie, maar elke liggaamsdeel het 'n funksie. Ons kan nie sonder enige iets in die liggaam van God nie. Ons het elke persoon wat hier sit nodig. Want ek sê nou vir julle, vandag, statisties, in die hele wêreld, is daar net 1% van mense wat in die kerk sit. En hoe gouer ons wat in die kerk is, connect en saamwerk en doen wat God ons voorgeroep het, hoe gouer kan ons die 99% van die wêreld wat nie in die kerk is nie, gaan bereik. En dit is hoekom ons hier is vanoggend. Om toegerus te word vir 'n donker, stikkende wêreld wat uitmekaar uitval. En Jesus het gesê, ons is die lig, ons is die sout. So dis eintlik baie eenvoudig. God wil ons gebruik. As ons in die posisie kom waar God ons kan gebruik, dan raak ons deel van sy meesterplan vir ons lewe. In Efesiërs 2 vers 10 sê, God het vir ons al reeds goeie werke voorberei. Ek sê vir my kinders, hulle moet nou wiskunde leer, hulle sien dit nie, toe sê ek, maar wiskunde is belangrik, want dit leer jou om probleme op te los. Dis wat wiskunde is, daar's 'n probleem, en daar's 'n oplossing. En dit is dieselfde met ons. God het ons geroep om sekere probleme op te los. En waar wil God hê moet dit oplos? By jou werk. In die markplek, in die skool waar jy dien, in die regering, waar God jou ook al geplaas het, daar wil God hê jy moet sekere werke doen. As 'n afrigter, as 'n onderwyser, God het ons elkeen nodig, want dit is slegs as elkeen aanmeld, wat ons die wêreld kan omdop. Want God wil die wêreld omdop. Ek sluit af. Dit vat nederigheid om te erken, ek het die liggaam van Christus nodig. Ek het hulp nodig. Ek wil weer in lyn kom. It takes humility. Maar God gee genade vir die nederiges. Vervolgens vir jou vra, is jy dalk uit posisie? Is jy dalk gepootjie of seer of voel jy alleen?
Of is u dalk die een wat die persoon wat uit posisie is, daai liggaam deel moet terugbring? Is jy dalk daai persoon? Of is u die een wat saam met die liggaam moet wag op die gees vir die uitstorting? Want ons elkeen het 'n rol om te speel. Jesus roep elkeen van ons vandag terug na die posisie wat hy ons voor wil gebruik. Kom vandag terug. Moenie langer wag nie. Want as jy daai posisie inneem, dan sal jy daai vrug dra wat God jou voorgeroep het. Dan sal jy hom verheerlik met jou lewe. En dan beloof ek vir jou, gaan jou lewe vir jou baie meer vreugde hier op aarde hê, as wat dit dalk tans het. Kom ons bid saam. Vader, ek weet vanoggend dat u met ons praat, Here, en Here, ek weet u het met my gepraat van hoe belangrik dit is om deel te wees van u liggaam en om die regte posisie in te neem en om toe te laat, Heilige Gees, dat u met my werk. En ek wil vanoggend vir u vra, o Gees van God, dat u ons self sal oortuig van waar ons is en hoe u ons wil gebruik. Vader, elkeen van ons wat vanoggend hier sit, is waardig. You are so worthy. And I did not pour my spirit over one individual. I poured my spirit over you all. Because I love you. En Here, mag ons toelaat, Heilige Gees, dat u met ons werk. Dat u ons toerus. Party van ons moet dalk gespalk word. Party van ons moet dalk genesing kry. Sodat ons kan uitgaan en die wêreld kan gaan verander. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. So julle, ek wil sommer net, daar so op die PowerPoint nog so een slide. Waar begin het? As jy disconnected voel, raak deel, begin by 'n groep. Ek het 'n groep manne by wie ons kom Dinsdae by mekaar. Neil het groepe, Meld het groepe, Willig het groepe. Klomp van julle het groepe. Johan het groepe en die dames het verskriklik baie groepe. As jy wil deel raak, neem 'n foto daar en raak deel. Ons wil hê almal moet deel wees sodat almal 'n verskil kan gaan maak. Baie dankie.